Liewe vriende, familie, luisteraars, baie welkom. Ons is besig om saam te reis en ons fokus vandag op ons Here Jesus wat die dood, die bose oorwin het. Nou daar's nog iets waarvan ons as mens so baie hou. Ons wil tog trots voel op onsself. Ons wil tog vir onsself 'n medalje gee of 'n sertifikaat uitreik dat die wêreld tog maar net weet ons is daarom oulik. Nou John Stott waarsku ons om versigtig te wees dat wanneer dit kom by ons eie verlossing, die blye boodskap dat ons vrygekoop is en versoen is met die Vader, dat ons nie eer aan onsself toeskryf nie. Ons sien baie keer wanneer die evangelie gedeel word, dan begin ons by onsself, hoe ver ons weg was en hoe ons nader aan die Here gekom het. Hy waarsku ons juis wat dit betref. Want ons redding, die feit dat ons die bose oorwin het, is slegs deur Jesus Christus. Die feit dat ons in 'n nuwe lewe kan leef, is slegs deur Jesus Christus. En daarom sê Paulus, as hy moet roem in iets, dan moet hy die Here roem. Hy kan nie in homself roem of eer gee nie, want dit is slegs deur genade alleen. Julle sal onthou, ons het saam gesels daaroor dat ons Here Jesus sy liefde kon bewys het, juis daarin dat hy vir sondaars gesterf het. Nie omdat ons dit verdien het of so oulik was nie, maar juis sondaars tot kinders kon maak het oor wie hy is. Ek wil graag vir julle lees uit Romeine 8 vers 37 tot 38. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Hoe? Deur hom wat vir ons liefhet. Nie deur ons eie vermoë nie, deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte, en dan vers 39, of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Dit wil sê nie weens ons liefde vir God nie, maar God se liefde vir ons. Sy liefde wat ons kom red het, sy seun wat vir ons gesterf het, sodat ons in en deur hom oorwinnaars kan wees in Christus Jesus. Tog moet ons mekaar sê, as ons na ons Here Jesus aan die kruis kyk, is dit moeilik om die oorwinning raak te sien. Dit maak nie altyd lekker sin nie. Maar dis juist die paradoks, die omgekeerde orde. Vir die wêreld lyk dit asof ons Here die stryd verloor het. Maar ons Here kom maak die kruis 'n vernedering tot 'n troon. Dis juist daar waar hy geopenbaar het dat God geregtig en regverdig is. En tweedens dat God liefde en genade is. Dis juis aan die kruis waar hy die sonde en die dood, die bose een, se kake gebreek het, sodat ons deur die verkondiging van die blye boodskap Jesus se oorwinningskreet kan uitroep: dood, waar is jou angel? Die kruis het ons nie net gered van sonde en skuld nie. Dit beteken, die Here het ons nie net gered van alles wat ons saamgedra het al hierdie jare nie, maar hy het ons ook gered van die gevolg daarvan. Dit wil sê van die dood en die duiwel en sy bose magte. En dit beteken dat ons nie hoef bang te wees nie. Ons hoef nie meer in vrees te leef en bang te wees vir wat as of wat van eendag nie. Ons Here Jesus het tydloos aan die kruis gesterf. Tydloos na alle kante toe, vir al ons skuld, vir al ons sondes. Selfs dit wat ons nog gaan doen, in hom is ons vergewe en hoef ons nie langer die dood of die bose te vrees nie. Die kruis van Jesus kom maak ons dus vry om saam met die Gees van God wat in ons harte werk, te kan uitroep: Abba, Vader. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons nie hoef te vrees nie. Dankie dat ons nie langer hoef bang te wees nie. Dankie dat ons oorwinnaars is, nie in onsself nie, maar in U. Help ons om U oorwinningskreet, die goeie boodskap,
die blye boodskap te deel met die wêreld. Ons bid dit in U naam. Amen.